Hartlike goeiemôre, geliefde broer en suster. Welkom by ons oordeenkings waar ons hierdie volgende tydjie bietjie gaan deurgaan en die 6 bede van ons Here Jesus Christus deurhardloop. So 'n bietjie aandag gee aan ons gebedslewe en waarom is dit nodig dat ek en jy nog bid? Weet, ons het baie keer hierdie redenasie, die Here is alomwetend en hy weet wat ek nodig het en waarom is dit dan nodig om te bid? Dan is dit belangrik dat ons 'n bietjie gaan teruggaan en gaan kyk wat sê die Heidelbergse Katekismes, Sondag 116. Waarom is gebed vir Christene nodig? Antwoord, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons vorder en omdat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan diegene wil gee wat hom met hartlike sigte sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Die Heidelbergse Katekismes is vir ons baie duidelik, waarom is dit nodig dat ons nog bid? En dan kom die antwoord deur vir my en vir jou te sê, dit is nie net 'n vraelysie wat ons aan die Here vra en 'n versoeking wat ons aan die Here rig vir goedheid en vir sy genade en vir gesondheid en 'n soos ware inkopieslysie wat ons doen nie. Maar dan kom die Here en hy sê, jou gebedslewe is die vernaamste deel van jou dankbaarheidslewe. En dan begin dit ons so 'n bietjie laat terugdink, want hoe lyk my dankbaarheid aan die Here wanneer ek so resitasiebedjie opsê? Wanneer my gebed meer 'n gewoonte geraak het en nie meer 'n hartstogte begeerte om met die Here in kommunikasie te wees, om met hom te praat en my hart voor die Here te kom ontbloot en vir hom neer te lê. Hoe lyk my dankbaarheidslewe wanneer my gebedslewe agterweë bly? Ek is natuurlik oortuig, gebedslewe bepaal geloofslewe. Want in watter verhouding gaan u met u hemelse Vader wees as u nie met hom in kommunikasie is nie? Watter man en vrou se huwelik of se gaan ooit staande bly wanneer 'n man en 'n vrou nooit in 'n huwelik met mekaar gesels, met mekaar praat? Wat gaan daarvan word? Daarom vra ons die vraag volgende, is dit dan werklik nog nodig om te bid? En dit is vir ons baie duidelik, ja. Want dit wys jou dankbaarheid teenoor die Vader vir sy genade, vir sy liefde, vir sy barmhartigheid, vir sy seun ons Here Jesus Christus wat vir ons die lydingsweg geloop het, vir ons die pad kom baan het, dat ons in hierdie nuwe lewende verhouding met die Here kan wees. Maar ook in sy aardse bediening om vir my en vir jou te kom wys, luister hier, dit is hoe jy moet bid. Dit is hoe ons gebedslewe moet lyk om welgevallig vir die Here te wees. En dan bring dit ons na ons teksgedeelte toe, waarom ons bid. Lukas 11 vers 9, en ek sê vir julle, bid, vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop, vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis gee, 'n slang, of ook as hy 'n eier vra, om 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Jy sien hoe belangrik die opdrag is, nie 'n versoek is wat die Here aan ons kom rig, dat ons tot hom bid nie. Hierdie is 'n opdrag, geliefde broer en suster, en ek hoop hierdie volgende tydjie wat ons ingaan, dit vir ons baie duidelik sal wees, dat wanneer ons tot die hemelse Vader bid, dat ons weer eens besef tot wie ons bid, en hoe belangrik hierdie gedeelte van ons geloofslewe is, dat die Here dit vir ons die opdrag gee, bid tot my. Want dit wys vir my hoe jou dankbaarheidslewe is. En dan gaan ons na die res van die week ook aangaan, om die 6 bede van ons Here Jesus Christus bietjie vinniger te hanteer. Maar kom ons bid saam. Ons grote God almagtige Vader, Here, ons loof en ons prys en ons dankie dat ons tot U kan bid. Here, ons bid dat U ons gebedslewe deur die werking van die Gees
sal ophelder en ontvanklik maak vir U, dat ons dankbaarheid ook so opnuut aan U sal wys, deur in 'n diepe gebed. Dankie vir die liefde, die dra ons deur hierdie week, hierdie dag, behoed bewaar ons. Dit bid ons alles in die naam van Hom wat was, is, altyd sal wees, ons koning, ons heiland, ons verlosser, ons Here Jesus Christus, en dit alles in en deur die werking van God die Heilige Gees. Amen.